Dankie Divan, daai sang voel jy met so maak. Nee, lekker. Hierdie klomp young adults is wakker hier agter my. Is lekker om hier voor julle te worship. Hoor, nou nie dat julle ander nou nie lekker worship, maar hulle skree my oor so. Dis goed. Môre julle, is lekker om julle te verwelkom vanoggend hier by Doxa Mosselbaai. Ek wil weer eens sê, as jy vir die eerste keer hier is, kom connect asseblief bietjie met ons. Ons is 'n familie op missie. Vir julle wat al lank hier is, baie welkom. Ons is baie lief vir julle. Is lekker om julle hier te hê. Ons het 'n fantastiese gemeente. Nou, is vanoggend ook 'n voorreg om weer die woord te bedien. So ek wil net gou optel waar ons is. Ons het begin met hierdie kwartaalreeks, wanneer liefde werk. Laasweek as ek reg is. En ons het gesê, dis lekker as iets werk, nê? Of as jy aan iets gewerk het, iets beplan het, of gebou het, of 'n funksie, en dit werk uit, dis suksesvol, dan is dit lekker. Dit is lekker om dit te beleef. En ons staan ook, as ek dit so kan sê vanoggend, aan die lekker kant, aan die goeie kant, aan die wonderlike liefdeskant van God, want God se liefde het gewerk. God het ons so lief gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het. En sy liefde het gewerk by die kruis. Hy het ons sonde vergewe. Sy liefde het gewerk by sy opstanding uit die dode. Hy het die dood oorwin. Vanoggend is in die 2 dienste, toe bid ons gou saam met iemand wat sy familie baie siek is en wat eintlik die dood in die oë kyk. En dan weet mens, hoe vul hierdie hoop jou? Want selfs die dood is oorwin. Dis nie hopeloos nie, dis nie die einde nie. Daar's wonderlike volmaakte lewe na die dood. God se liefde het so groot gewerk, dat die beskuldiging, die wettige reg wat die vyand gehad het om ons te beskuldig van sonde, want ons was geïnfekteer en geaffekteer met sonde. Hy het met dit kom deel, hy het ons kom bedek met sy bloed, sy liefde het gewerk, en sy liefde het so wonderlik gewerk, dat hy ons op Pinksterdag kon vul met sy gees, en sy gees woon nou binne in ons. Is dit nie amazing nie? En vanoggend, soos in hierdie worship oomblik, laasweek het ons ook gesê, Paulus praat van mag die liefde van die Vader en die genade van die Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle wees. Ons het gemeenskap, koinonia, met die Heilige Gees, wat beteken fellowship en partnership. En vir my is dit 'n nommer 1 en 'n nommer 2. Die partnership, die saamwerk met die Heilige Gees kom uit die fellowship uit. Dis wanneer ons saam praat oor iets, wanneer ons saam iets bedink, saam iets beplan, wat ons 'n span begin vorm, en dan kan ons daai partnership uitleef. So dit begin met die fellowship. So die liefde van God het gewerk in ons, sy Gees woon nou in ons. En toe het ons gesê, ons wissel nou so 'n bietjie ratte. Nou dat die Gees in ons woon, nou is die Nuwe Testament propvol van die boodskap. Hy loop oor. Iemand het ons een keer gesê, Handelinge doop hulle so baie mense, dat Handelinge, as jy hom so vat, dan drup hy van die water. Nou, die Nuwe Testament loop so oor, van dat ons saam met die Gees van God sal werk. Want dis hoe God ons roep, dis hoe 'n liefdesverhouding werk. Dis die fellowship, dis 2 mense, 2 partye wat ja sê vir dit. Dis hoekom die verhouding tussen ons en Christus, die bruid van Christus, ook uitgebeeld word in die huwelik. Die huwelik is 'n voorbeeld wat daai tipe verhouding uitbeeld. Nou wat wonderlik is van die Heilige Gees, een van die groot dinge uit die Ou Testament, wat toe Nuwe Testament geword het, en wat vooruit al gewys het, dat God saam met ons gaan wil werk, is die Jode het altyd die Pinksterfees gehou. Nou by die Pinksterfees het hulle 2 brode gebak, met die koring of die graan, wat die Here, sal iemand net vir my kon verduidelik, wat is die verskil tussen koring en graan? Ek is baie, voel vir my as ek een sê, dan moet ek, as ek sê koring, dan moet ek sê graan, as ek sê graan, dan moet ek sê koring. So kom help my net asseblief. Maar hulle het hierdie 2 brode gebak, en dan het hulle dit as 'n offer voor die Here gewaai, om te verduidelik en te sê, dat God is die een, wat die graan of die koring dan nou voorsien, en hulle kan die brood bak. En hy is ook die brood van die lewe. En op daai fees stort Jesus dan die Heilige Gees uit, en dit word Pinkster, soos wat ons dit ken. So daai hele beeld wys ook vir ons, dat God gee die koring, die graan, hy gee sy Gees, ons bak die brood.
Ons werk saam met die Heilige Gees. So vroeg as al in die Ou Testament was dit gewys en vooruitgewys. En nou kom Paulus, nou skryf hy in 1 Korintiërs 12. Ons weet nou in die Korintiërs gemeente het daar klomp dinge aangegaan. Hulle was byvoorbeeld ook in wetyvering en verdeeldheid en onder andere oor die gawes, wat 'n gawe is nou die beste. En dan kom Paulus en sê in vers 1 van 1 Korintiërs 12, hy sê broers, dit sluit natuurlik ook die susters in. Hy sê ek wil nie hê julle moet onkundig wees oor die gawes van die Gees nie. Ons weet die regte vertaling, Afrikaanse vertaling sal eerder wees, ons wil nie hê julle moet onkundig wees oor die werkinge van die Heilige Gees nie. Want die Heilige Gees werk deur die gawes, soos wat ons dit lees in 1 Korintiërs 12. Maar die Heilige Gees werk ook op ander maniere. Inteendeel, Paulus sê dan aan die einde van die hoofstuk, kom ek wys nou vir julle die uitnemender weg. Kom ek wys vir julle the more excellent way. Kom ek wys vir julle die beste werk van die Heilige Gees. En dis die liefde. Nou ek gaan nou gou vir julle 'n storie vertel vir al die vrouens. Julle gaan dit sien. Ek weet of die mans dit gaan sien nie. So lekker storie, weet. Ons het so lekker verhouding met mekaar. Ons mag maar 'n bietjie vir mekaar lag ook. Een van ons kampuspastors se vrouens in PE is Engels. En sy neem toe nou die Journey video op. So julle sal hom nog sien. En sy raak toe 'n bietjie deur mekaar. In plaas van, sy doen toe een in Engels en sy doen een in Afrikaans. En in plaas van uitnemender weg, praat sy toe die hele tyd van die uitmuntende weg. Toe dink ek, maar dis okay. Want dit is die uitmuntende weg. Die werking van die Gees van liefde is die uitnemender, maar dis ook die uitmuntende weg. So Paulus sê, ek wil nie julle moet onkundig wees oor die werking van die Gees. Dis so 'n belangrike sinnetjie daai. Want baie keer dink ons nie, die werking van die Gees is net vir sekere ander mense, dis nie vir my nie. Ek is nie goed genoeg vir dit nie, of die werking van die Gees is iets vreemds, dis een of ander wolk wat hier gaan inkom, en dit gaan so misty wees, en dan gaan die Gees werk, en as God so wil werk, kan hy ook so werk. Maar die werking van die Gees, sê Paulus, ek wil bid dat julle nie en julle help dat julle nie onkundig is daaroor nie. Met ander woorde, ons kan begrip hê, ons kan verstaan hê van die werk van die Heilige Gees. Dis iets wat naby kom, dis nie daar ver nie. Ons kan verstaan hoe werk die Heilige Gees. So laasweek het ons gepraat weer oor die liefde, hierdie uitnemender wegwerk van die Heilige Gees. Vandag gaan ons so een treetjie aangee en ons gaan praat oor iets wat die Heilige Gees werk. En ek wil jou vra sommer by voorbaat vir die eerste deel van die woord om net vas te hou as jy voel, waar gaan hierdie nou? Jy sal dit later, sal dit by mekaar kom. So, een werk, groot werk van die Heilige Gees wat hy doen, en waarmee ons dan natuurlik moet saamwerk, is ons verbintenis as gelowiges met mekaar en ons eenheid met mekaar as gelowiges en die eenheid van die kerk. Dis 'n werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees bring mense saam wat in geloof tot Jesus kom. Hy bind hulle aan mekaar en ons werk saam met dit. Nou daar is so baie voorbeelde van dit, maar ek wil vanoggend begin by wat Paulus skryf in die tweede brief van Korintiërs. Dan sê hy die volgende in vers 21, eerste hoofstuk. Hy sê, dit is God wat ons saam met julle in Christus 'n vaste fundament gegee het. En ons gesalf het, wat ons ook verseël en die Gees as waarborg in ons harte gegee het. So is een van daai Afrikaanse skrifte, jy moet nou net eers so 'n bietjie by hom stil staan om uit mekaar uitpak. Nou hoor gou die eerste ding wat in die skrif uitstaan, ek dink in ons gemeente, omdat ons so baie daaroor praat, as ons dit lees, is eerstens die woord Christus. Dit is God wat saam met ons saam met julle in Christus 'n vaste fundament gegee het. So ons weet Christus beteken gesalfde. Hy is die een, Jesus is die een wat die Christus was. Hy was gesalf deur God om wat te doen? Om die koninkryk van God na die wêreld toe te bring, om ons te verenig met God, soos in die hemel, so ook op die aarde, om God se koninkryk te bring. Hy is die koning wat gesalf is om sy ewige laaste koninkryk en al die lewe wat daarin opgesluit is, na ons wêreld toe te bring. Nou hoor nou wat sê Paulus dan volgende in dit. So hy sê, ons is saam met julle in Christus 'n vaste fundament gegee, en ons gesalf het. So wie het ons gesalf? Dis groot. God self het ons gesalf.
Hy het ons ook gesalf. Dis waar die woord Christene vandaan kom, is van Christus af. Hy het ons ook gesalf. En dan sê hy, ons is verseël met sy gees. Nou Paulus praat die taal van daai tyd. As 'n koninklike of iemand daai tyd iets gestuur het, 'n brief of so, dan het hy hom, hulle het wax daar gedrip, en dan het hy 'n stamp daar gesit, en hy het daai brief verseël. Iemand kom sê tussen die twee dienste vir my ook, dis waar die groot seelringe vandaan gekom het. En daai verseël beteken, jy's goedgekeur. Hierdie ding is deur hierdie koninklike ge-approve. En dis wat die skrif, dis wat Paulus hier vir ons sê. Hy sê, ons wat nou in Christus is, ons is deur God gesalf, ons is deur God ge-approve, en ons het die gees binne in ons, en die gees wat in ons is, dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, hierdie geeskrag wat in ons woon, is die waarborg dat God het gedoen het. Wat gedoen het? Ons gesalf het. En ons verseël het met die gees. Ons het die waarborg. Ons weet dat ons nou aan God verbind is deur die gees en die werk van die Heilige Gees. En dis hoekom ek vir jou gesê het, hou net so die eerste deel so bietjie vas. Hoekom is dit so belangrik om dit te hoor? Wanneer jy hierdie waarheid ontdek, dan help dit jou om te ontdek dat God het dit gedoen. God het my gesalf, God het my verseël, God het vir my die gees gegee, so dit gaan ver verby jou persoonlikheid, dit gaan ver verby jou agtergrond, dit gaan ver verby jou eie beperkings. God het jou ge-approve. Dis hoe hy na jou kyk, want baie keer kom fluister die duiwel vir ons jou persoonlikheid, jou agtergrond, die's te min, die's te verkeerd, die's te skeef, die's te krom. Maar Paulus sê vir ons kan nou saam met die Heilige Gees werk, want God het hierdie werk gedoen. Die tweede ding wat uitstaan, en waarby ons so maklik verby lees, is daai eerste deeltjie wat sê, dit is God wat ons saam met julle in Christus 'n fondament gegee het. So ons hoor dadelik, as ons praat van saam, saam praat van eenheid. En hy sê dit ook so in die skrif, ons is saam gesalf, ons is saam verseël. Ons het saam die waarborg van die Heilige Gees. Jy hoor hierdie gedagte van eenheid, en dan praat hy van 'n vaste fondasie, 'n vaste fondament. En dit is wat die werking van die Heilige Gees doen. Die werking van die Heilige Gees bring wedergeboorte by mense, en dan voeg hy mense saam in 'n eenheid. Hy verbind hulle aan mekaar. Nou as ons dink aan 'n fondament, dan dink ons ook dadelik aan 'n gebou, nê? 'n fondasie word gegrou, 'n fondasie word gegooi, omdat daar 'n gebou gaan word. En dis 'n werk van die Heilige Gees. Nou ek wil vanoggend, ons lees nie altyd so baie skrifte so na mekaar nie, maar ek wil vir jou so 4 of 5 agter mekaar lees, dat jy vanoggend net kan hoor. Want miskien is dit vir jou ietsie op die kant wat jy dink, dit is nog maar net hoe dit werk. Nee, dit is 'n werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees voeg mense, individue saam, vir 'n baie spesifieke rede. Hoor gou-gou, ek gaan vir jou net so 'n paar lees. Ons gaan hulle net lees, dan gaan ons aangaan. Hy praat baie van 'n gebou en 'n tempel en 'n huis. Hoor gou-gou, Efesiërs 2:19. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar julle is medeburgers van die heiliges en lede van die huisgesin van God. Dis asof Paulus ook in die Korintiërs gemeente hierdie aan mekaar wil bevestig. Julle moet dit hoor. Julle is lede van die huisgesin van God, gebou op die fondament van die apostels en die profete, met Christus Jesus self as hoeksteen. 'n hoeksteen is so belangrik. Ons het Vrydag, dit was so great geweest. Ek dink nog weer vanoggend aan baie stories. Vrydag het ons die Hartland skool, is besig om hom te begin bou, waartoe ons Hartenbos gemeente natuurlik gaan trek wanneer hy klaar is. So ons het daarso op die 4 hoekstene het ons Bybels gaan lê. Dit was so mooi, dit was so voorreg. Daar was een van ons wijksraadslede, sy het die heeltyd net, sy was so oorweldig, sy het die heeltyd net gehuil. Ons was so bewus van hierdie voorreg, van wat ons kan doen nog hier in ons omgewing, van daai skool ook. Jesus is die fondasie, die 4 hoeke, nee, met Christus self is die hoeksteen. In hom verrys die hele gebou. Hoeksteen, in hom verrys die hele gebou, goed saamgevoeg tot 'n heilige tempel in die Here. In hom word julle ook saam opgebou tot woonplek van God deur die Gees. Hoor jy hom?
deur die Gees bou op hierdie hoeksteen, bou hy 'n gebou, dis die werk van die Gees. Ek dink hy kom nou baie, die arme eerste diense ouens, dink hy kom nou baie mooier deur. Sal vir julle hierdie audio stuur. Dis is moeilike goed om baie keer te verduidelik. Dis 'n werk van die Gees. Hy kom, hierdie gebou verrys deur die Gees. Die Gees het 'n saak met hierdie gebou wat moet verrys. 1 Korintiërs 3 van vers 9, weer, ons is medewerkers van God, julle is God se saailand, God se bouwerk. God bou iets hier deur sy Gees. Volgens die genade deur God aan my gegee is. Nou Paulus, het ek soos 'n bedrewe bouer 'n fondament gelê en 'n ander bou daarop. Hoor hierdie belangrike sin. Dis via ons samewerking. Elkeen moet egter let hoe hy daarop bou. Ons moet let hoe ons op hierdie fondasie van Jesus bou, in hierdie gebou in. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Dit is Jesus Christus. Dit gaan alles oor hom. As ons bou, gaan dit oor hom. 1 Korintiërs 3 vers 16, ons ken hom. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? Weet julle nie dat julle 'n tempel is nie? Ons saam is 'n tempel, 'n gebou. Die werk van die Gees doen dit en die Gees woon in daardie tempel. 1 Petrus 2 vers 5, en laat julle as lewende klippe opbou tot 'n geestelike huis. Toe ek dit weer lees, toe dink ek, 2 Korintiërs 5 praat oor die nuwe mens in Christus, die nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Hy wat geen sonde geken het nie, het die geregtigheid van het sonde geword sodat ons nou kan wees die geregtigheid van God in hom. Dan sê Paulus daar, laat julle met God versoen. God het al hierdie goed gedoen, hy het die koring gegee. Ons bak saam die brood, laat julle met God versoen. Dis iets wat ons toelaat. Nou dis amazing, dat God reg in die begin van die skepping, sê vir die mens, heers, dis wat julle moet doen, moenie van hierdie boom eet nie, eet van daai boom, julle sal lewe. Wat gebeur daar? Hulle kies iets anders, want God het hulle 'n vrye wil keuse gegee. Dis so 'n liefdesverhouding werk. Na die kruis, na die opstanding, het God weer hierdie groot werk gedoen, nuwe mens in Christus, Gees gegee, skoon gewas met sy bloed, alles. En dan sê hy, laat julle met God versoen. En dan praat die Nuwe Testament verder met ons oor die werk van die Heilige Gees. Hy bou hierdie tempel. Nou sê hy, laat julle as lewende klippe opbou tot 'n geestelike huis. Is weer iets wat jy laat gebeur. Jy doen dit saam. 'n Heilige priesterdom om geestelike offers te bring wat deur Christus Jesus vir God aanneemlik is. Hoekom is dit so belangrik om hierdie werk van die Gees te verstaan? Ons gaan dit vanoggend so 'n bietjie die skrif uit probeer beantwoord. Hoekom is dit so belangrik om te verstaan dat God se Gees 'n gebou, nou die Nuwe Testament gebruik 'n klomp beelde. Gebou, huis, tempel, liggaam, familie. Dis al die beelde wat die Nuwe Testament gebruik vir hierdie werk wat die Gees van God doen. Ons fokus nou vanoggend so 'n bietjie meer op die gebou. Hoekom is dit so belangrik om dit te verstaan? Ek wil gou hierdie vir jou sê, as jy dit kan onthou. God het jou gered uit sonde uit. Nou wil hy amper sê, nou wat nou? Jou uit sonde uitgered, hy het jou gered in 'n gebou in. Nie hierdie gebou nie, geestelike gebou, hierdie gebou ook, hierdie gebou is belangrik, dank die Here vir hierdie gebou. Hy het jou in 'n gebou ingered, in 'n familie in 'n tempel, in 'n liggaam in 'n familie in. En hy het jou in daai tempel, in daai gebou ingered vir 'n doel. Daai gebou, daai tempel het 'n doel, 'n verskriklike belangrike doel. As jy 'n bietjie verder lees in Efesiërs, nou by hoofstuk 4, dit is ongelooflik. Dan praat Paulus weer aan en sê, daar's een liggaam. Daar's een liggaam, dis die liggaam van Christus. Dis so groot tema dit. Hy sê, daar's een Gees, een Heilige Gees. Daar's een hoop, daar's een Here, daar's een geloof, daar's een doop, daar's een God, daar's een Vader. Hy sê dit alles in 2 verse. Al hierdie eenheid, ons hoor dit. Hierdie gebou het 'n baie spesifieke doel, en dit is so belangrik om dit te snap. Paulus bid ook vir ons vir verligte oë van verstaan. Die gordyn moet wegskuif sodat ek kan sien hoe belangrik is hierdie gebou in my lewe. Nou, hoor bietjie hier. Jesus kies om net voor sy kruisiging in sy laaste gebed die volgende te bid. Ek gaan dit vir jou lees. Nou, ek dink nogal as Jesus op daai crucial moment kies om hierdie te bid, dra dit baie gewig.
Dis amper asof hy dit uitsonder. Dis so belangrik dit is. Dis waarvoor hy gekom het. Dis wat die Gees verder gaan doen. Hoor wat sê hy? Johannes 17 vers 20. Hy sê, ek bid egter nie net vir hulle nie. Wie is die hulle? Dis nou sy disippels. Maar ook vir die wat deur hulle woorde in my glo. Onthou die geloof en die evangelie het mos nou gekom deur die apostels en die kerk na ons toe. So hy bid daar vir ons wat vanoggend hier sit op 19 April 2026. Is amazing. Jesus het daar vir ons gebid. Hy sê, wat het hy gebid? Dat hulle almal een kan wees. Net soos U, Vader in my is en ek in U en dat hulle ook in ons kan wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Hier hoor jy hom klaar. Something is boiling here. It's kook hierso. Jesus sê, hierdie eenheid gaan so belangrik wees, dat daardeur gaan die wêreld in my glo. En dan sê hy, ek het die heerlikheid wat U aan my gegee het, aan hulle gegee, van die woorde, totdat jy dit verstaan. Ek het die eenheid aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is, dan sê het weer, ek en hulle en U en my, sodat hulle volledig een kan wees, en die wêreld kan weet, dat U my gestuur het, en hulle lief gehad het, net soos U my lief gehad het. Jy kan nie hierdie gedeelte lees, al verstaan jy nie alles nie, en dan, al is daar herhaling ensovoorts. Jy kan hierdie gedeelte lees en nie sê dat eenheid en heerlikheid aan mekaar gekoppel is nie. Dis aan mekaar verbind. So ek glo wat Jesus hier bid en wat al die skrifte reeds vir ons sê, as ek myself verbind as wedergebore kind van God, as ek my verbind aan die gebou van Christus, as ek my verbou aan die liggaam, aan die huis, die familie, die oikos, die gesin van God, as ek my in dit verbind, omdat Jesus bid, en dit is so belangrik, wat doen ek eintlik daar? Ek werk saam met die Heilige Gees, en in daai oomblik is asof ek myself plant, en myself posisioneer vir die heerlikheid van God, om deur my te kan werk, en dit te beleef, en dit ook te sien in die liggaam. En nou gaan jy sê, Nagel, jou teologie. Beteken dit dan, as ek my buite die liggaam plaas, posisioneer, as ek aan die ander kant toe tree, of as ek myself isoleer, beteken dit dan, dat ek nie die heerlikheid van God het nie? Nee. As jy in Jesus glo, kom woon die Gees van God binne in jou en jy beleef die heerlikheid van God. Wat bid Jesus hier? Wat probeer die Nuwe Testament vir ons sê? God se Gees het 'n saak met die gebou. Binne in hierdie gebou gebeur goed. So jy ontneem jouself van die volheid van die heerlikheid wat daar is. Kom ek gee gou vir jou 'n praktiese voorbeeld. As jy nie vanoggend tot op hierdie stadium hier was nie, you've missed the worship, you've missed the moment, jy het die interaksie tussen mekaar gemis, jy het die opbou, die inspirasie, die lewe wat hier is, jy het dit gemis. So dis wat Jesus hier bid, dis wat die gedeeltes in die Nuwe Testament vir ons probeer sê. Ek posisioneer myself in hierdie gebou, want hierdie gebou het 'n doel, daar gebeur iets daarso. Die ander beeld, kom ons gaan net gou so 'n bietjie weg van die gebou af. Die ander beeld is die liggaam. In 1 Korintiërs 12, ek wil nie julle moet onkundig wees oor die werking van die Gees nie, dan begin hy met die liggaam. Dan sê hy die liggaam het baie lede, baie dele, en elke lid het 'n funksie. Vanoggend is baie grou, sorry daarvoor, maar as ek iemand sou vra, kom, kap my hand of my arm hierso af, dan die arm wat daar een kant lê, is nog steeds 'n arm. Hy is nie nou iets anders nie, jy noem hom nog steeds 'n arm, maar hy het sy funksie verloor. En hy beleef die verlies van die funksie en die liggaam beleef die verlies. So wat sê Paulus ook vir ons hier met die liggaam? Hy sê wanneer jy verbind is aan die liggaam, die lewe na die arm toe, hierdie voel nou soos biologie, maar die liggaam, die lewe van die liggaam vloei deur na die arm toe. So as jy jouself verbind aan die liggaam, beleef jy die lewe wat vloei deur die liggaam. As jy verbind is jy deel van die Gees se vloei in die liggaam waarmee God so 'n groot saak het. Ons kan dieselfde sê van die gebou, bietjie anderste. As die baksteen daar een kant lê, dis nog steeds 'n baksteen.
As hy in die gebou ingebou word, is hy nog steeds 'n baksteen. Maar hy het nou 'n funksie. Toe die nuwe mall daar by Hartland gebou is, was julle al daar? Julle was almal daar, ek weet dit. Okay. Toe hy gebou is, toe is daar verby, ons het net, as jy hulle bou ietsie. Niemand geïnteresseerd in die fondasies, maar hy goed moet regloop. Baie bakstene daar rond gelê en op stapels gestaan. Maar toe dit ingebou word in 'n gebou en die gebou verrys, toe sien ons die beauty van die gebou. Die funksionaliteit van die gebou. Toe kan ons winkels daar oopmaak en prys die Here vir wat is hy plek naam? Ek het hom al vir jare verkeerd. Ek noem dit Hungry Lion. Burger King. Prys die Here vir Burger King, julle gaan my daar kry. Toe verrys die beauty van dit. Toe kan dit gebeur. Maar die bakstene wat eenkant gelê het, was steeds bakstene. En daarom kan ons vanoggend hoor uit die skrif uit. Die werk van die Gees is om eenheid te bring. Hy skep hierdie familie, hy skep hierdie liggaam. Dis wat gebeur, jy word gered in 'n familie in vir 'n doel. Hier gebeur iets in hierdie familie, want die heerlikheid van God word daar geopenbaar. En dis hoekom eenheid in die kerk is nie net 'n nice to have topic of 'n nice to have as dit so is nie, maar dis ook hoekom die eenheid in die breë kerk vir die vyand so 'n groot target is. Want Jesus self het gesê, hierdie eenheid, as julle mekaar lief het, soos ek julle lief het, aan dit gaan die wêreld weet, dat julle my disippels is. Hoe gaan hulle weet? Hulle gaan iets sien, hulle gaan sien, hier gebeur iets. Wat amazing is, hulle gaan hoor, hier gebeur iets. The church has a voice. Die eenheid, die verbinding tussen mekaar, is die draer van God se openbaring van sy heerlikheid. Nou jy sou vanoggend gesien het op die slides, julle in die begin, wanneer liefde werk, gawes. Dis ook waar die gawes nou kan werk. Waar die gawes mekaar kan bedien. Wanneer Jesus se gawes gewerk het tussen sy mense, was die heerlikheid van God altyd geopenbaar. Die eenheid, die verbintenis is ook die draer van God se heerlikheid na die wêreld daar buite toe. So ek wil gou vanoggend baie prakties net gou saam met jou kyk, dat jy hom net kan hoor. Jy hoef nie alles te verstaan nie. Ons sê altyd jou selfoon. Jy weet nie presies hoe hy werk binne in alles. En iemand sê nou dag vir my, hoe kry die ding geconnect met 'n ander ding doel oor see? Hoe weet hulle om met mekaar te connect? Ons weet hoe die goed werk nie, maar dit werk. En dis God se woord ook werk. Ons weet dat dit werk, want ons sien dit, ons beleef dit, al verstaan ons nie alles nie. Nou as ons kyk na Jesus se lewe met sy disippels. Hy het saam met sy disippels in hierdie nou verhouding, hierdie leefstyl geleef. Hy was die hoeksteen gewees, die Gees het onder hulle gewerk en hulle was aan mekaar verbind gewees en daar was 'n eenheid gewees. Ek het vir jou daar op die skerm ook gesit. In daai verhouding, Jesus was die bron. Het werk nog steeds so vandag. Jesus is die bron. Die Gees is die krag wat werk. En die verbinding en die eenheid van ons as kerk, as gelowiges, is die kanaal waardeur dit nou vloei. Nou, ek sien sommer nou 'n prentjie. Een klein pypie teenoor een groot pyp. Ek dink wat sy heerlikheid vloei daardeur. Dis wat God wil doen. Hy wil daai kapasiteit skep in ons en deur ons. Nou dink gou aan die disippels. Die disippels se eenheid, dit was die begin mos nou, eintlik nou net daarna, toe word die Gees mos nou uitgestort op Pinksterdag, toe begin die vroeë kerk, maar die kerk het eintlik ook al daar begin, met hierdie nuwe lewe in Christus, nee. So die disippels se eenheid het die wêreld om hulle begin verander. Hulle het 'n kanaal geword. Hulle eenheid het 'n beweging geword, dit het 'n stem geraak en die heerlikheid van God was daardeur geopenbaar. Jy kan dit dan ook vat na die Handelinge kerk toe, die Handelinge kerk het dag tot dag by mekaar gekom. Daar was hierdie eenheid gewees. En hoor wat is die impak van dit? Mense word gered, mense kom tot geloof, daar's genesings, gebrokenheid word herstel, lyding word opgestel, want die koninkryk van God is nie net in woorde nie, dis in krag. Paulus sê ook, ek wil nie na julle toe kom net met menslike wysheid nie, maar daar moet 'n betoning wees van gees en krag. Hierdie disippels, hierdie vroeë kerk, gemeenskappe verander, kulture word verander, die heerlikheid van God word deur hulle geopenbaar, selfs ekonomiese verandering en as voorbeelde, armes begin versorg word, weduwees ensovoorts. Die hele wêreld verander, so groot impak, 300 jaar later, na die vroeë kerk, is die Romeinse ryk heeltemal anders.
tot wette en goed word verander. Die heerlikheid van God word deur hierdie gebou wat hy gekies het om te verrys, word geopenbaar. Kan jy vanoggend hoor hoe geweldig belangrik is hierdie lering? Kan jy hoor hoe dringend dit is? Kan ons hoor Doxa Dale Mosselbaai hoe belangrik is dit dat ons as gemeente saam met ander gemeentes verrys en doen dit wat God ons voor geroep het om te doen en te wees, sodat hierdie beauty gesien en gevoel en beleef kan word en die wêreld, laat die koninkryk kom soos in die hemel net so op die aarde. 12 disciples, baie keer het ek al gedink, joh, Here, net met 12 begin, ja, maar hy het met 12 die hele wêreld verander. Die evangelie is meer lewendig as ooit van tevore in die wêreld waarin ons leef. Die poorte van die doderyk, Jesus gesê, sal dit nie oorweldig nie. Wanneer mense saam in eenheid is, saam inkoop, saam met die Heilige Gees werk, inklim in dit wat hy doen, kan hierdie gebou verrys en hy kan wees wat hy moet wees. Ek wil vanoggend die ander kant van die koin ook gou na jou toe bring. So dit was hierdie groep disippels en die vroeë kerk. In daai groep disippels was daar individue gewees. En ek wil vanoggend een individu vat. Ek wou eers vir Johannes vat, toe dink ek net, kom ons gaan maar weer terug na Petrus toe. Maar ons sien hoe Petrus in sy verbinding, hierdie gebou wat verrys, hierdie fondasie, hoe Petrus met sy verbinding met Jesus en met die ander disippels en dan met die vroeë kerk, maar eintlik meer voor dit, want in die vroeë kerk was hy nou al hierdie apostel gewees en gepreek en bekerings 3000 mense op een dag. Maar ons sien hoe Petrus verander in hierdie gebou het 'n funksie. Jy word gered uit sonde, in 'n liggaam in, vir 'n doel, hierdie doel in die gebou, daar gebeur dinge. Hoor gou 'n bietjie wat gebeur met Petrus. Ek gaan vir jou 'n paar goed noem, en dan gaan ons terugkom, na hoe dit verander het. Petrus, weet ons, was die impulsiewe een. Petrus was actually vol van homself. Hy het tot vir Jesus gebackchat en gechallenge. Op 'n stadium, toe sê Jesus, dat daar gaan afvalligheid kom, wanneer Jesus 'n vervolging begin en so gaan van hulle afvallig raak. Hoor gou Petrus, die een wat hom later verloon, jy kan dit gaan kyk in Markus 14, hoor wat sê hy, vol van homself, hy sê, almal sal struikel, julle almal sal struikel, ek sal nooit. Dit was sy woorde. Dis die Petrus wie hy was. But now he's connected to this family, hierdie liggaam, hierdie omgewing, waar God se heerlikheid woon. Petrus was die een wat Jesus verloon het. Hoekom? Want hy was bang vir sosiale druk. Hulle sê, jy ken hom mos. Toe kruip hy weg. Sy vrees, daar's vrees in sy geloof, dit blokkeer sy geloof. Hy is ook die een, ek kan sien hoe spring Petrus, dan is hy bang, dan doen hy die ding, dan is hy weer dapper, dan is hy weer... Hy is die een wat toe hulle Jesus in hegtenis wil neem, toe sny hy kap by Malchus se oor. Hy gebruik geweld om Jesus te probeer beskerm. Regte ding, verkeerde manier. Petrus is die een wat sukkel om die nie-Jode te aanvaar. Later, na die uitstorting van die Gees, nadat hy apostel was hy nog een keer so 'n bietjie uitgesorteer deur Paulus. Want hy het saam met die nie-Jode geëet, en toe daar Jode kom, toe verander hy sy storie. Dit is die enigste ding wat ons optel, wat daar gebeur het, maar dis nou na die uitstorting van die Gees. Nee, so hy gebruik geweld, hy sukkel met die Jode, nie-Jode, hy wissel tussen geloof en ongeloof, ons fokus eintlik net op die storie van, hy loop op die water, hy sink, ons ken daai storie goed, maar ons klomp ander dinge in Petrus lewe, waar ons sien, hy's wisselvallig gewees. Nou hoor gou wat gebeur met hom. In sy verbinding met Jesus en ander gelowiges transformeer sy lewe. Sy lewe verander heeltemal, hoor gou. Hy wat so vol van sy eie krag was, hy wat so impulsief was, toe hulle nou in Handelinge kom, toe is hy so afhanklik van die Here, sy geloof het so verander, dat hy vir iemand sê, goud en silwer het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou in die naam van Jesus, staan op en loop. Hy het geshift na die heerlikheid van God toe. We exalt you, ons aanskou hy. Hy het begin leef uit daai afhanklikheid van God uit. Hy is die een wat gesê het, maar jy ken mos vir Jesus, jy is deel van my, nee, ek ken hom nie. Hy is die een wat toe daar vervolging kom in die Handelinge kerk, toe is hy die een wat sê, ons kan nie stil bly nie, al is daar vervolging, niks gaan ons stil maak nie.
sy vrees verruil vir Heilige Gees vrymoedigheid. Ek wil jou nooi om 1 Petrus 2 te gaan lees in sy brief daar. Hy wat Malchus se oor wou afsny, hy wat wou geweld gebruik het om goed te beheer, hy is die een wat dan skryf en sê, ons moet soos Christus reageer. Hoe het Christus gereageer? Toe hy uitgeskel was aan die kruis, het hy nie teruggeskel nie. Toe hy gelei het hy nie afgeklim en hulle begin dreig nie. Ewe skielik verstaan Petrus, omdat hy saam met Jesus en die ander disippels en die kerk gewandel het, verstaan hy hoe werk die koninkryk van God. Sukkel om nie Jode te aanvaar. Die volgende oomblik praat die Here met hom deur 'n droom. En natuurlik was daar gelowiges nou saam met hom wat hom ondersteun het in dit en hom gehelp het om hierdie droom te verstaan. Nie Jood, Cornelius, Romeinse, ek weet nie of hy 'n hoofman of wat se ding hy was nie, maar hy was nie Jood gewees, 'n heiden gewees. En hier kom Petrus, gaan na sy huis toe, hy bedien vir hom die evangelie, sy gesin word gedoop, die Heilige Gees val op hulle. En in Handelinge veral sien ons dan, hoe Petrus konsekwent is, hy's 'n ander mens. Hy's heeltemal 'n nuwe mens, 'n ander mens. Hy word wie hy bedoel was om te wees. Ek het dit al so baie keer op hierdie verhoog gesê, Jesus leer ken op 13, nou tref ek die 50s, is 37 jaar, ek weet, dat ek weet, as ek nie deur Jesus gered was, ingebore is in sy familie nie, sou ek vandag 'n totale, 'n ander mens gewees het. En dis hoekom Paulus dan nou sê, as ek roem ek in die kruis. Dit wat die kruis in jou lewe kom doen het. Daar's nog iets van Petrus wat ek wil noem, en van die disippels, en van hulle verbintenis met mekaar. Op 'n stadium, hierdie is eintlik crazy. Op 'n stadium vra Jesus vir die disippels. Die mense sê ek is Elia en ek is hierdie en ek is hierdie. Wie sê julle is ek? Petrus het eerste die openbaring. Hy het die groot openbaring. Hy sê U is die Christus, die seun van God, die Messias. Jesus antwoord, hy sê Petrus, vlees en bloed het hierdie nie aan jou openbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is, en op hierdie openbaring gaan ek my kerk bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. I mean, this is spectacular. Dis soos in Petrus, you've got it now. Jy kan nie 'n voet verkeerd sit nie. Jy is gekies vir hierdie groot openbaring. Gaan lees dit bietjie. Matteus 16, daar rondom die vers 20. Net daarna, hoor gou wat gebeur net daarna. Net daarna vertel Jesus vir hulle dat hy gaan ly, dat hy gaan sterf, dat hy gaan opstaan op die 3de dag. Petrus weer, die groei, nee, is daai bietjie en weer, en dan moet ek dit weer my identiteit in Christus vasmaak. Hy vat vir Jesus een kant, en hoor wat sê hy vir Jesus, hy sê, onthou nou, hy het nou net hierdie groot openbaring gehad. Nou sê hy vir hom, mag God dit verhoed, Here, dit sal beslis nie met u gebeur nie. Hoor hoe antwoord Jesus hom. Ek dink Petrus het hom boeglam geskrik. Hy het gesê, gaan weg agter my, Satan. Hoor wat sê hy nog? Hy sê, jy is vir my 'n struikelblok, want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die dinge van die mense. Mense sal amper dink, sjoe, Jesus, gaan weg agter my, Satan. Wat doen Jesus hier? Hy help Petrus om sy denke te verander. Hy spreek die invloed, as jy dit nou wil noem, die demoniese invloed agter Petrus se denke, hy spreek dit aan, hy vorm Petrus. Wat gebeur hier? Petrus was so oortuig van hierdie community, hierdie gebou se liefde, se verbintenis, se verhouding, dat dit hom nie ontspoor nie. Daarna sien ons dat Petrus dan nou uiteindelik ook 'n apostel word, en hy's in Handelinge, word eintlik iets vir ons almal waant ons wil opleef. Maar hy is so verbind aan Jesus. En hierdie is 'n woord vir ons tyd, want ons kultuur is anders. Ons kultuur is, I do my thing, you do your thing. Dis goed vir my. It's not good for you. Ja, die heerlikheid van God is in jou. Maar die heerlikheid van God, daar's 'n ander beauty, 'n ander dinamika, 'n ander verrysing, is daar so 'n woord. Daar's 'n ander verrysing wanneer ons verbind is aan mekaar. We miss out when we don't have that.
So wat sien ons hierso in Petrus se lewe? Ons sien dat Christus wat hom konfronteer, hierdie fellowship van gelowiges wat hom konfronteer, bring later, of veroorsaak later, dat sy identiteit gevorm word. Maar dit kan net gebeur, as daar verhouding is, as daar intimiteit is. Terwyl ek vir hierdie voorberei, toe dink ek aan my kinders, hulle twee sit hier voor, so lekker om hulle hier te hê. Maar toe dink ek aan my kinders, hoeveel keer in ons lewe was daar wat ek hulle neergeplak het, en met hulle gepraat het, ernstig gepraat het. Hulle het nie vir een keer in daai oomblikke gedink, ek hou nie van hulle nie, ek gee nie vir hulle om nie, ek wil hulle lewe verongeluk. Nee, they were so secure of my love. Ek weet, dis hoekom ek so met hulle praat. Ons het dit nodig. Ek dink aan my eie lewe, leiers, mentors met wie ek al gejourney het, wat by kere vir my sekere goed moes sê. Dan is dit daai skok van Petrus, hulle het nou nooit vir my gesê, gaan weg agter my Satan nie, maar dit was daai skok. Maar die liefde was so groot, dat ek besef het, ek hoor waarvan af kom dit, en ek het hierdie nodig in my lewe om my te vorm. Sonder dit, sou daar gaps gewees het. Daar is nog steeds gaps, so ek het dit nog steeds nodig, ek het dit nog steeds in my lewe. Wat sê ek vanoggend vir jou? Baie mense glo in Jesus. Maar baie mense glo nog nie. Die heerlikheid wat kan gebeur, ontstaan, groei, verrys in die verbinding aan die liggaam nie. En volgende wil ek vir jou dit sê, net soos wat dit is. Grace is not opposed to effort, it's opposed to earning. Well done, vir julle almal wat vanoggend hier is. Dit vat effort vir die vlees, om saam met die Heilige Gees te werk. Ek gaan dit volgende vir julle sê, net soos wat dit is, was vanoggend vir my effort om kerk toe te kom. Mag nie vir jou effort wees nie. Ek is 'n mens, het was my effort. Ek het vanoggend moeg gevoel, hengse hoofpyn gehad. But I trusted God. Het hom vertrou, hier is ek, ons is hier deur die 2 dienste. Ek voel goed, dis 'n simpel voorbeeld, maar jy hoor hom. Dit vat effort. Dit vat effort, en asof die vyand alles sal wil doen, om vir ons die leuns te vertel, om nie toe te tree, tot 'n lewende steen wat ingebou word, sodat hierdie liggaam kan verrys nie. As die woord van die Here na ons toe kom, is dit met soveel liefde, en om ons te trek, om ons te nooi. Hy wil nie iets wegvat van jou nie, as hy iets vir jou vra, so om dit vir jou te gee. En vanoggend wil ek dit vir jou vra, as ons praat oor wanneer liefde werk, dan is dit so geconnect aan hierdie woord. Ek wil vanoggend vir jou vra, dis kontra ons kultuur. Is jy verbind? Are you connected? Is jy connected en gelowig is? In Dr. Dale praat ons van gatherings. Hierdie is 'n gathering vanoggend. Jy kan onmoontlik hier aan almal connected wees vanoggend. Party van ons ken nie eers mekaar hier nie. En ons praat van groups. Dis juis in Dr. Dale sê, ons wil so 'n gemeente wees. Ons wil 'n gemeente wees waar ons nie net gatherings het nie, maar ons wil gemeente wees waar ons groups kan wees. Hoekom groups? Want dis in hierdie groups, dis in hierdie saamleef, soos Jesus en sy disippels, wat daai verrysing plaasvind. But it does take effort. Ek wil jou vanoggend vra om jou oë te sluit. Ek wil ook vanoggend terwyl jou oë sluit, sê Here, dankie vir 'n gemeente wat hierdie uitleef. Dankie vir elke leier wat ook verantwoordelikheid vat vir hierdie. Maar dan wil ons ook vanoggend sê, Here, wat sê U vir ons? Ek wil jou vanoggend vra om vir die Here, by die Here te hoor. En dis nou so maklik. En ek hoop jy hoor ook my liefde waarmee dit kom. So maklik om vanoggend net hierdie woord te vat en sê, dis 'n goeie woord, om daar een kant te sit. Onthou die woord dat ons gemeente gekry het op Kersdag deur iemand wat hier was, gesê hierdie gemeente gaan daders van die woord word. Ons gaan hierdie woord hoor en ons gaan dit word. Hoor bietjie wat sê die Here vanoggend vir jou oor hierdie lewende steen se inbou, oor hierdie liggaamslid se connection, oor hierdie tempel wat verrys, oor wat dit doen aan die tempel, aan God se plan, aan dit wat sy gees bou, maar wat dit ook aan jou doen. Hoor 'n bietjie wat sê die Here vanoggend vir jou, waaroor praat hy met jou? Waar moet jy dalk verbind, wat jy nog nie verbind is nie?
Ek moet jy 'n tree van effort in daai rigting gee. Dalk sit jy vanoggend hier, iets wat die laaste tyd baie sterk op ons as span se hart druk, is dat die Here met ons praat oor reproduksie. Nog leiers, nog mense, want God, daar's 'n oes wat wil inkom. Waar God met ons praat, om gereed te maak vir dit. Dalk is jou volgende tree om te sê, Here, ek kan 'n rol speel om 'n groep mense, soos wat Jesus gedoen het met 12, om 'n groep mense saam te bind, sodat die heerlikheid van God hier kan werk en kan vloei. Dit is die plan van U, dit is U Gees se plan. Ek kan dit doen. As dit nie nou nie, miskien is dit in die toekoms. Volgende het met iemand gepraat wat nie die is. Toe sê ek, as ons nie vir julle 'n groep kry nie, dan skep ons 'n groep. Ons maak 'n groep. Dis hoe die kerk werk. Die kerk is lewendig. Vanoggend is hierdie 'n woord wat jy dalk kan voel, hy druk jou so bietjie, and that's good. Dis goed. Dis goed, is nodig, dat is die woord, dis kom Jesus self gesê het. Julle gaan die waarheid hoor, julle gaan die waarheid ken, gaan julle vry maak. Here, ons soek U vryheid. Ons omhels U vryheid. Dis nie daar ver weg, weggesteek is hier by ons. Ons omhels dit. En ons verstaan vanoggend, ons hoor vanoggend, Here, om saam met die Gees te werk, is ook in hierdie aspek van die Gees wat die liggaam, die gebou bou. En ons roep in ons deelname in dit. Ons gaan amper klaar maak, ek gaan net so 'n bietjie stil bly. Hoor bietjie wat die Here vir jou sê.